Nou ja, vriende, baie hartlik welkom. Ons wil jou aanmoedig met hierdie skyfie om moeite te doen om by jou plaaslike gemeente in te skakel. En die dryfveer is as Jesus uit die graf kon opstaan, kan jy ook opstaan uit jou bed uit en kerk toe gaan. So my gebed is dat jy werklik 'n gemeente sal soek waar jy geestelike voedsel kry en waar die Here vir jou met sy woord en die Heilige Gees jou met sy woord kan volmaak en jou kan uitstuur om 'n getuie vir die Here Jesus in hierdie laat eindtyd omgewing waarin ons leef, 'n brandende lig vir die koninkryk van Jesus te wees. Ek wil jou uitnooi om die woord van die Here saam met my oop te maak. Ons gaan 'n paar verse saam lees in Efesiërs hoofstuk 3 vers 1 tot en met vers 9. Ek is genoodsaak om hierdie preek wat Sondag afgelewer is herop te neem aangesien daar 'n klankprobleem was en die uitsending nie behoorlik opgeneem het nie. So ek nooi jou dan nou om by 'n maandag aand jou hart stil te maak en uit die woord van die Here saam met my hierdie wonderlike waarhede uit sy woord te ontgin. Efesiërs hoofstuk 3, ons gaan saam lees vanaf vers 1. Paulus skryf, hy sê, om hierdie rede is ek Paulus, die gevangene van Jesus Christus vir julle wat heidene is. As julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God, wat aan my verleen is vir julle, dat hy aan my deur die openbaring bekend gemaak het, die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het, waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan. Wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mededeelgenote aan sy beloftes in Christus deur die evangelie, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die gawe van die genade van God, wat aan my gegee is, ooreenkomstig die werking van sy krag. Aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat van eeue af verborge was in God, wat alles geskape het deur Jesus Christus. Paulus is in hierdie gedeelte besig om 'n verborgenheid gedurende die dispensasie van genade met sy heidense nie-Joodse lesers te deel. En hierdie openbaring is aan Paulus gegee, iets wat in die hele Ou Testament verborge was. Maar in hierdie dispensasie waarin ons nou leef, of die dispensasie toe Paulus hierdie evangelie begin bring het, dat heidene, nie Jode, saam met die Jode deelgenote kan wees van die goddelike natuur en medelede kan wees en dat God nie meer onderskeid tref tussen Jood en heiden in hierdie dispensasie van genade wat ons die evangelie
van Jesus moet glo dat hy gesterf het, dat hy begrawe is, dat hy opgestaan het en dat hy homself lewend aan mense geopenbaar het. En wil ons voortgaan met die reeks rondom die sny van die woord van die waarheid om dit reg te doen. Ons het al by 'n paar geleenthede stilgestaan en hierdie is die 8ste boodskap in die reeks om die waarheid van die woord reg te sny. En wil ons dan voortgaan daar waar ons verlede week gestop het onder die tweede gedeelte om stil te staan by 'n kort oorsig van die 7 dispensasies in die skrif. Ons het verlede keer stilgestaan en gekyk na wat 'n dispensasie beteken en so 'n bietjie vir die agtergrond gegee oor wat God in gedagte gehad het en waarom hy op verskillende maniere met verskillende mense by verskillende geleenthede verskillend gehandel het. En dat elkeen van hierdie groepe van die 7 dispensasies deel uitgemaak het van die progressiewe plan van God, of dan die koninkryk van God, waar hy dan aan die Jode 'n aardse koninkryk beloof het, maar aan die heidene of die nie-Jode 'n hemelse koninkryk. En daarom is die werkswyse van elkeen van hierdie dispensasies anders. Maar die grondslag bly dat Jesus Christus die bron van die evangelie is. En wil ek dan vanmiddag of dan vanaand kortliks stil staan by hierdie 7 dispensasies en 'n vinnige oorsig vir u gee oor waar elkeen van hierdie dispensasies ingehou het en hoe ons dit in die skrif kan onderskei. Ek wil vir u 'n skema voorstelling gee van hierdie 7 dispensasies. Nou, ons het nou al oor die afgelope klompie boodskappe stilgestaan by die toenmalige aarde, die verwoesting van die toenmalige aarde, die skepping van die teenswoordige of huidige aarde, en dat daar 'n derde keer van 'n herskepping gaan kom wanneer God dan aan die einde van hierdie 7de dispensasies die aarde volgens 2 Petrus 3 gaan vernietig en 'n nuwe hemel en 'n aarde gaan skep, waar God dan vir ewig en vir altyd, omdat hy klaar gespeel het met die keuse van die mens om sonde te kies, hy die mens die geleentheid gee om deur Jesus as verlosser, as Messias en uit vrye wil te kies om God te dien. Dat hy dan by die nuwe hemel en die nuwe aarde 'n ewige woonplek vir sy mense, vir sy volk, vir sy kinders kan skep. En sien ons dan baie kortliks dat dit onderskei word in 7 verskillende tydperke wat as julle ons sal volg, elkeen van hierdie dispensasies of tydperke ten einde gekom het by 'n krisis, by 'n geleentheid waar God hierdie dispensasie gestop het as gevolg of deur middel van 'n dramatiese slag wat God dan hierdie dispensasie stop, omdat die mens binne daai bepaalde dispensasie nie uitgekom het by dit wat God vir hulle in gedagte gehad het. So begin die eerste dispensasie dan as in die groen pyl as die dispensasie van onskuld. En dit het begin met die skepping van die aarde en dit kom tot 'n einde by die sondeval. 'n Dramatiese geleentheid kom hierdie dispensasie tot 'n einde toe die mens teen die opdrag van God kies,
die mens die duiwel kies en Adam en Eva sonde doen en met die sondeval dan uit die tuin uitgewerp word. Dan is daar 'n tweede dispensasie, die dispensasie van die gewete, wat na die sondeval plaasgevind het en wat aangehou het tot en met dat God weer ingryp by 'n omstandigheid waar hy die aarde met water vernietig het met die sonvloed. En sien ons hier dat hierdie dispensasie dan, soos wat ons nou vinnig vir jou gaan wys, gegaan het oor die mens wat met sy ingeboude gewete deur te offer God moes kies en aan hom gehoorsaam wees. En die mens dan op so 'n dramatiese wyse van God vervreemd het, dat God deur 'n sonvloed of 'n watervloed, 'n globale vloed, die ganse mensdom vernietig het en net vir Noag en sy gesin in die ark gespaar het. Dan sien ons in die Oranje Pyl die derde dispensasie, wat dan gaan oor die dispensasie van menslike owerheid, wat dan van die sonvloed afgegaan het tot en met die bou van die toring van Babel. En weer eens het die mens misluk om die opdrag van God om na Noag die aarde te vul en te versprei en oor die aarde te heers, die mens in sy goddeloosheid op 'n plek besluit het waar hy 'n toring gaan bou en hom met hierdie toring in die teenwoordigheid van God wil indwing. En God dan by die toring van Babel die tale van die mense verwar en die mense dan uitmekaar uit laat spat. En dan kom die vierde dispensasie, die in die blou, die dispensasie van die belofte, waar God vir Abraham roep en dit die begin word waar God 'n volk kies wat op 'n baie unieke manier deur Abraham, deur Isak, deur Jakob, die 12 stamme van die etniese volk Israel word, en hierdie volk dan weer hulle self bevind as slawe in Egipte, en God dan by 'n volgende dramatiese geleentheid hulle uit Egipte uitlei met die uittog en dan hierdie dispensasie van die belofte tot 'n einde bring. Dan die dispensasie van die wet met die geel pyl is die tyd waarin God met die volk Israel gewerk het en hulle deur offers, deur hulle te verbind het met sekere wette wat God vir Moses gegee het, dat hierdie mense aan God moes gehoorsaam wees deur hierdie wette na te kom, en uiteindelik dat daardie Joodse volk deur 'n pad wat hulle geloop het, God verwerp het, die Messias verwerp het, Jesus Christus, hulle hom aan 'n kruis laat hang het, en God stop hierdie dispensasie van die wet dan by die kruisiging en die verwerping van die Here Jesus as die Joodse Messias. En dan begin die perspyl wat ons vandag beleef, die dispensasie van genade, waarin die evangelie dan met die roeping van Paulus aan heiden en Jood gebring word, waar hulle dan Jesus moet aanneem as verlosser en saligmaker, waar die Heilige Gees in hulle harte kom woon, en wat God dan hierdie dispensasie sal laat eindig, wanneer hy by die wegraping sy kinders sal wegneem, om terug te gaan by die blou dispensasie, die donkerblou pyl, waar hy weer sy handelinge wat hy onderbreek het aan die einde van die dispensasie van die wet, die Jode Jesus verwerp het, om die Jode voor te berei, want hy het nog 'n belofte van 'n koning, 'n aardse koning, om vir hulle te vervul. En gaan die volk Israel dan deur 'n verdrukkingstyd, wat gaan eindig met die koms van Jesus, en almal wat dan as Jode gereed is, dan die koninkryk in die 7de dispensasie, die dispensasie van die koninkryk of van die vrederyk, dan sal ingaan, wat weer tot 'n einde kom, wanneer Jesus almal wat dan nou goddeloos is voor die gaan oordeel, hy 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan skep, en die mens so in die teenwoordigheid van God gaan leef. So dis vinnig net 'n oorsig oor die 7 verskillende dispensasies. Maar kom ons begin, en ons gaan so vinnig deur hierdie dispensasies, ons gee vir u so bietjie meer detail. Die dispensasie van onskuld lees ons in Genesis hoofstuk 1 tot en met Genesis hoofstuk 3, waar God die hemel en die aarde geskep het, waar God die mens skep, en waar God dan
in gemeenskap met die mens wandel, waar die mens volmaak na die beeld en die gelykenis van God geskape is, en Adam en Eva dan in die teenwoordigheid van God beweeg. Hierdie bedeling is nou die tydperk van die skepping van Adam en Eva, en dan ook hulle lewe in die tuin, totdat Eva verlei word met die sondeval, sy sonde gedoen het, en God Adam en Eva dan uit die tuin uitgewerp het. In hierdie bedeling was God se bevele redelik eenvoudig. Hy doen 5 belangrike dinge. Hy sê dat Adam en Eva die aarde moet vul met hulle nageslag. 2, dat hulle die aarde moet onderwerp en oor die aarde sal gebruik. Die 3, dat hulle oor die diere sal heers. Die 4, dat hulle vir die tuin wat hy vir hulle gee sal sorg en daarin sal werk en dit geniet. En dan die 5de en die belangrikste opdrag wat gegee is, om nie van die boom en die vrugte van die boom van kennis van goed en kwaad te eet nie. So met ander woorde, 'n baie eenvoudige opdrag wat God vir Adam en Eva gee. Brei uit, geniet die skepping, heers daaroor en moenie van die vrug van die boom van kennis van goed en kwaad eet nie. God het hulle gewaarsku dat as hulle van daardie boom eet, hulle gestraf sal word deur fisies en geestelik te sterwe as gevolg van hulle ongehoorsaamheid. Nou, u ken die verhaal, dat hierdie bedeling kom dan tot 'n einde, toe Adam en Eva sondig is en God ongehoorsaam is, deur van die vrugte te eet en dan uit die tuin uitgedryf word. En daarom sien ons die groot ellende wat Adam en Eva tref as die eerste volmaakte mens. En nou moet jy onthou, dat, en ek dink baie keer hieroor, wanneer ek hieroor pyns, dat sonde so 'n geweldige impak het, dat 2 mense wat volmaak is, wat egter nie die gevolge van sonde ken nie, maar die vermoë het om die regte keuse te maak, hulle dan sondig en ongehoorsaam is deur verleiding. Wat is die kans dat ons in sonde ontvang en gebore word, enigiets kan doen wat ons vir God deur werke aanvaarbaar kan word? Adam en Eva neem van die boom, en op daardie oomblik breek hulle die verhouding wat hulle met God het. En God oordeel deur 5 hoofaspekte wat ons in hierdie bedeling lees in Genesis hoofstuk 3. Hy vervloek die slang wat Eva en Adam verlei het. Hy bring 'n verandering in die vroulikheid van die mens, dat sy sal haar begeertes in haar man wees en hy sal oor haar heers, en ook dat sy met pyn en met lyding sou kinders hê. Hy vervloek in die 3de plek ook die natuur, dat die natuur dorings en distels sal voortbring, en dat die mens, Adam, sy voedsel met moeite sal bewerk en verdien. Maar hy sluit ook hierdie 5-ledige vloek, wat hy oor almal uitspreek, af met 'n belofte, dat daar uit die saad van die vrou iemand sal opstaan, wat die slang se kop sal vermorsel. En ons lees daarvan in Genesis hoofstuk 3 vers 15. En dan sluit hierdie bedeling af, alhoewel dit die sondevalle 'n ellende vir die mens veroorsaak, sluit hierdie bedeling af met 'n wonderlike belofte, dat daar vir die mens redding is, omdat God iemand gaan stuur, Jesus Christus, wat vir die mens in sy plek sal sterf. Die tweede dispensasie, sien ons die dispensasie van die gewete. En hierdie tweede bedeling vind plaas, en word dan die bedeling of die bedeling van die gewete genoem, en dit duur vir ongeveer
656 jaar van Adam en Eva uit die tuin uitgewerp word, totdat die toestand op die aarde so versleg, dat God in Genesis hoofstuk 6 besluit om hierdie aarde en sy mense met water te laat verdwelg. Hierdie bedeling demonstreer dan aan ons wat die mensdom sal doen as hulle aan hulle eie wil en gewete oorgelaat word. Want hierdie gewete van die mens as gevolg van die sondeval is besmet deur 'n oorgeerfde sondige natuur. En jy kan daarvan lees in Romeine hoofstuk 2, waar die apostel Paulus baie duidelik beskryf dat mense, alhoewel hulle geen wet het nie, hulle sal weet wat reg en verkeerd is as gevolg van die wet, die gewete wat God vir die mens uniek gegee het, wat hy nooit 'n ding sal doen en hy nie sal weet dat dit verkeerd is nie. En dat dit onmoontlik is. En kom hierdie tweede bedeling dan, of hierdie tweede dispensasie, om vir ons dan te toon dat as gevolg van ons sondigheid, daar geen manier is dat ons regverdig voor God sal wandel nie, al kry ons die beste geleenthede. Want die probleem is, ons word gebore met 'n oorgeerfde sondige natuur. Die tema lees ons in Genesis hoofstuk 6, sê die skrywer dat die gedagtes van die mens altyd deur net boos was. Dit gaan so ver, dat nadat die mens uit die tuin gewerp is, Adam en Eva, die God die boom van die lewe met engele bewaak het, dat hulle nie van daai boom sou eet en vir ewig sou lewe, en dan in hierdie sondige natuur vir ewig lewe en nooit sal kan gered word nie. Behalwe dit vind die eerste moord ook plaas, wat 'n mens sy eie geregtigheid kies, bo die voorwaardes van God. Nou, u ken die storie van Kain en Abel, dat Kain eintlik vir God sê, dat ek sal op my eie manier, met my eie goed vir u offer, ek aanvaar nie u voorwaarde van 'n bloedoffer nie. Kain word vervloek naas die dood van sy broer en weggestuur. Die boosheid neem op die aarde so geweldig toe, dat het in Genesis 6 vir God tot berou dring om te sê, dit het hom berou dat hy die mens gemaak het. Die grootste ellende eintlik van hierdie beëindiging van hierdie dispensasie, is, en ons gaan 'n bietjie meer later hieroor sê, is dat die seuns van God, lees ons in Genesis 6, wat die engele is, het gemeenskap gehad met die dogters van die mense, en uit hierdie verbinding daar reuse gebore is. En God op 'n punt kom waar hy besef, ek kan nie hierdie geslag op die aarde los nie, ek moet hierdie geslag vernietig, en hy net vir Noag en sy gesin oplos. Hy gee dan vir Noag die opdrag om die ark te bou. Onthou dat dit nog nooit gereën nie. En die Here sê vir Noag, bou 'n ark, ek gaan die aarde met water laat vergaan. En vir 120 jaar preek Noag. En daar kom niemand behalwe sy eie gesin tot bekering. Die derde dispensasie is die dispensasie van menslike regering, en hierdie bedeling vind plaas van Genesis hoofstuk 8 af, nadat Noag uit die ark uit is, en kom dan op 'n einde by die toring van Babel, soos ons nou al gesê het. God het lewe op die aarde met 'n vloed vernietig, en net een gesin wat gered word, bly oor. Interessant, het u geweet dat daar net 8 verskillende bloedgroepe is, waarin hierdie ganse mensdom deel van is, en dan dat daar net 8 mense aan die einde van na die sonvloed oorgebly. En dit maak dit net 'n baie interessante feit. God het die volgende beloftes en bevele aan Noag en sy gesin gegee nadat die aarde vernietig is. Hy sê, ek sal nooit weer die aarde vervloek nie.
Noag en sy gesin moes die aarde vul en uitbrei. Hy moes oor die skepping heers en gesag hê oor die diere. Hy gee vir hulle die opdrag vir die eerste keer dat die mens vleis mag eet. Die wet van die doodstraf word ingestel. En daar sal nooit weer 'n wêreldwye vloed wees. En God maak daai belofte en die teken daarvan is die reënboog. Nou is interessant dat God hierdie wonderlike teken gee, hierdie verbintenis, dat hy nooit weer die aarde se mense met 'n globale vloed gaan verwoes nie. En nou wonder ek waarom dit dan nou nie snaaks is as ons dit verstaan, waarom die LGBTQ ouens, die woke geslag van vandag, juis hierdie veel kleure van 'n reënboog kies om hulle verbond met hulle God te maak. Omdat God gesê het, hy die reënboog gee as 'n belofte dat hy nooit weer die aarde sal vernietig nie. Kom die bose en hy maak aan hierdie mense hierdie wonderlike belofte en hulle teken, hulle verbond is dieselfde. Dieselfde teken. Maar hy's besig om hierdie mense in die afgrond in te verlei om hulle te vernietig. Dis ook hier waar Nimrod en Semiramis en Tammuz gebore word en dit word die begin van sonaanbidding. As jy kyk met in die boek Esegiel, dat wys die Here vir Esegiel as hy hom deur die tempel vat, waarom hy die allerheiligste verlaat het, waarom die gees van die Here uit die tempel gewyk het, en hy wys hulle mense wat met hulle gesig na die son toe staan en die son aanbid, en hy sê, dis die gruwels wat binne die tempel gaan, en dis waarom ek die volk in ballingskap stuur. Noag se nageslag het toe nie die aarde gaan vul nie, so wat God beveel het. En sodoende het hulle verantwoordelikheid in hierdie bedeling geval. Hulle besluit, hulle trek nie die entjie. En dis die tragedie van hoe die mens partykeer God se opdrag gehoorsaam, maar net vir 'n klein tydjie. Hulle trek weg daar waar die ark tot rus kom op die berg Ararat. Hulle trek net so entjie tot op die vlakte van Sinear. Daar in die huidige tussen die Eufrat en die Tigrisrivier, en daar in daai vlakte besluit hulle, ons gaan nie meer verder trek nie. Ons gaan hier 'n toring bou en ons gaan ons op hierdie manier in die teenwoordigheid van God indwing. Vir ongeveer 352 jaar nadat God die aarde getref het, bou hierdie geslag 'n toring. 'n groot monument vir hulle solidariteit en trots dat hulle as mens groter as God is. God stop hierdie konstruksie en bring verskillende tale wat hulle almal verwar, en hy dwing hulle om dan die aarde te vul en stop hierdie dispensasie dan van menslike regering. En dis ook hier waar die verskillende nasies en kulture hulle oorsprong het. Van hierdie oomblik af was die menslike regerings 'n werklikheid. Van hierdie oomblik af het die mens besluit, ons gaan nie onder die gesag van God hê. Ons gaan vir ons 'n eie regering bou. En die volk Israel loop dieselfde pad. Hulle het al die tyd saam onder die gesag van God geloop, maar hulle kom in Samuel, by Samuel, hulle sê vir Samuel, ons wil ook 'n koning hê. En die Here sê vir Samuel, sê vir hulle, dis nie wat die Here wil hê nie, maar die Here raak toe dat hy vir 'n koning salf, en is juis hierdie konings wat die oorsaak was dat die Joodse volk later gesondig het en in ballingskap weggevoer is. Dit was nie God se oorspronklike plan nie. Sy oorspronklike plan was 'n teokrasie waar God in beheer is en waar God regeer. Die vierde dispensasie is die dispensasie van die belofte. Hierdie bedeling is so genoem die dispensasie van die belofte, en dit begin met die roeping van Abraham en dit het voortgeduur deur die lewens van die aardvaders Isak, Jakob, en dit geëindig met die uittog van die Joodse volk uit Egipte, waar hulle vir 'n tydperk van ongeveer 430 jaar
slawe van die Egiptiese farao was. Gedurende hierdie bedeling het God 'n groot nasie vir Abraham in gedagte gehad. En hy het sy volk gekies. En ons lees daarvan Genesis hoofstuk 12 tot en met Exodus hoofstuk 19. Die basiese belofte wat hier pertinent uitstaan in hierdie bedeling van die belofte was die verbond wat God met Abraham gemaak het. En hier gebeur 'n klompie baie interessante gebeure wat hierdie Abrahams verbond so uniek maak. Hier is 'n paar sleutelpunte wat ek dink onder ons aandag moet kom, wat hierdie onvoorwaardelike verbond tussen God en Abraham ingesluit het. Hy sê uit Abraham sou daar 'n groot nasie kom wat God met 'n natuurlike en geestelike voorspoed sou seën. Hierdie volk sal die patroon word hoe God deur Israel vir die ander nasies wys. Hoe word die God van die hemel aanbid? Geestelike en fisiese seën wat hierdie volk gaan ontvang wat uit Abraham sou voortkom. Dan sou God Abraham se naam groot maak. En kyk nou maar net. Dis so tragies dat die wêreld daarop uit is om Israel te vernietig. Al die jare met al die ellendes, die kruistogte en met die Arabiese moslimlande wat Israel ingeval het, later die Tweede Wêreldoorlog wat Hitler 6 miljoen Jode doodmaak, het bly hierdie naam van die etniese volk Israel altyd op die voorgrond. En noem God Israel, die land Israel, die middelpunt van die wêreld. Hy maak Abraham se naam groot. God sou ook diegene seën wat Abraham se nageslag geseën het en diegene vervloek wat Abraham se nageslag vervloek het. In Abraham sou al die nasies van die aarde geseën word. En dis die wonderlikheid van dit dat selfs ons vandag as gevolg van hierdie belofte wat God aan Israel gemaak het om hulle 'n groot nasie te maak en vir hulle 'n seën te wees vir ander, kan ons vandag die vrug van die evangelie geniet, omdat Jesus uit die geslag van Abraham gebore is. Dit word vervul in Jesus Christus en sy werk van verlossing. God sluit in Genesis 15 met homself 'n verbond. Hy roep vir Abraham, hy sê vir Abraham, Abraham, jy moet hierdie offerlam slag, jy moet hom middeldeur sny en jy moet die twee kante neersit. En die gewoonte was dat die twee verbondmakers in die middel van daai stikkend gesnyde vleis sou staan en daar met mekaar 'n verbond sluit en die verbond sou beteken het net soos wat hierdie twee stukke van hierdie offerlam nie weer kan terugkom en herstel nie, so eg is my verbintenis. Maar as jy Genesis 15 lees, sal jy sien dat God vir Abraham uit die pad uitvat en 'n diepe slaap oor Abraham bring. En dat daar 'n vuurvlam in 'n rokende pot tussen daai twee offerstukke deurloop. En dan staan daar in die einde van hoofstuk 15 en God het met Abraham 'n verbond gesluit. Die Here Jesus kom staan in die plek van Abraham. En hy sluit met God die Vader hierdie verbond, maar God sien hierdie verbond as 'n verbond wat hy met Abraham gesluit het. Die teken van die verbond word die besnydenis. En hierdie verbond word aan Abraham, aan Isak en aan Jakob herhaal en is beperk tot die Joodse volk en die 12 stamme van Israel. En jy gaan nou sien, as ons by die volgende dispensasie kom, waarom dit belangrik is. Hierdie verbond van die besnydenis het niks uit te waai met heidene. Daar's geen sin dat 'n heidene moet besny nie. Want die besnydenis is die teken van die verbond wat God met Abraham gemaak het
om Abraham 'n groot nasie te maak, deur vir hom 'n volk te gee, wat vandag die etniese volk Israel is. Ons kom by die 5de dispensasie, die dispensasie van die wet. Hierdie word die dispensasie van die wet genoem, want dit duur vir 1500 jaar van die uittog uit Egipte uit, totdat Jesus aan die kruis sterf, hy deur die Jode verraai word, en hierdie dispensasie opgeskort word. Jy moet mooi kyk, dat hierdie dispensasie word nie geëindig by die kruisiging en die verwerping van die Messias nie. Hierdie dispensasie na 1500 jaar word net opgeskort. Vir die rede, daar is nog 'n belofte wat God vir Dawid gemaak het, dat op die troon van Dawid sal die Messias kom en hy gaan in Jerusalem oor die volk Israel regeer. Dit het nog nie plaasgevind. En dit gaan nie plaasvind voordat Jesus fisies uit die hemel gaan kom met sy sigbare tweede koms nie. Met ander woorde, hierdie dispensasie van die wet is opgeskort omdat die Jode Jesus as Messias verwerp het en hom laat kruisig het. Hierdie bedeling sal dan gedurende die laaste dispensasie, die dispensasie van die koninkryk of die millennium sal voortgeduur word, en daar sal 'n paar verwysings kom en veranderinge kom wat ons later by sou stilstaan. Gedurende hierdie bedeling van die wet het God spesifiek met die Joodse nasie gehandel, deur vir hulle die Mosaïese wet te gee, die 10 gebooie, deur vir hulle gesondheidswette en sakramentele wette en offer en feeste wette te gee. En ons lees daarvan aan hierdie wette in Eksodus hoofstuk 19 tot hoofstuk 23, 'n spesifieke stel wette wat net vir Israel gegee word, nie vir die heidene nie. Die bedeling het tempelaanbidding behels, wat deur priesters gelei moet word, en verdere leiding wat deur God se mondstukke die profete dan nou moes gespreek word. Hierdie bediening het Sabbats onderhouding in gedagte gehad, en die nuwe geslag word herinner in Deuteronomium hoofstuk 5 dat hulle slawe in Egipte wees, en daar sê die Here vir die nuwe geslag, om hierdie rede, moet julle onthou dat julle slawe was, om hierdie rede moet julle die Sabbat onderhou. En dan uiteindelik, as gevolg van die volk se ongehoorsaamheid aan God en die verbond, het God die 12 stamme van Israel in ballingskap laat wegvoer, hulle later laat terugkom, en hierdie volk, hierdie dispensasie word dan opgeskort, dan die oomblik toe die Jode op Pinkster, op die Pasgafees Jesus as hulle Messias verwerp, en hierdie bedeling dan nou gestop word en opgeskort word, dat hulle hom later moet aanvaar dat hy vir hulle kan koning word. Ons gaan 'n bietjie later meer daaroor sê. Dan kom ons by die dispensasie waarin ons nou leef, die dispensasie van genade. Die dispensasie wat ons as heidene geroep word om saam met die Jode, as ons die evangelie aanneem van Jesus, deelgenoot te word van die goddelike natuur en deel word van die liggaam van Christus. Hierdie is die begin van, ek sit in aanhalingstekens, die nuwe verbond, wat Christus met sy bloed ingestel het in Lukas hoofstuk 22. En ons sien ook, Paulus herhaal dit in 1 Korintiërs hoofstuk 11, as hy praat van die nagmaal, hierdie nuwe verbond, waar die bloed en sy liggaamse kruisiging gesimboliseer word deur die brood en deur die wyn van die nagmaal. Hierdie is die eeu van genade, of die kerkeeu, en vind plaas tussen die 69ste en die 70ste week van die profesie van Daniël in Daniël 9 vers 24, wat ons nou al baie oor gepraat het, en ons weer so 'n bietjie later meer in detail vir u gaan gee. Begin met die koms van die Heilige Gees op Pinksterdag, en dit word oorgedra aan die heidene met die roeping van Paulus wat na die heidene gestuur is, en die dispensasie eindig waar God sy kinders by die wegraping gaan wegvoer, 1 Tessalonisense 4 en 1 Korintiërs hoofstuk 15. Hierdie bedeling is wêreldwyd en sluit beide Jode en heidene in.
Die mense verantwoordelikheid tydens hierdie bedeling is om die evangelie van Jesus as die Seun van God te glo. 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4. 4 dinge. Dat hy begrawe is, dat hy gesterf het volgens die skrifte, dat hy begrawe is, dat hy opgestaan het volgens die skrifte, en dat hy vir 'n geleentheid soek, soos wat hy aan Petrus verskyn het, om hom lewend aan jou te kom voorstel, dat jy hom kan aanneem en sy evangelie kan glo. In hierdie bedeling woon die Heilige Gees in die kind van God se hart as die trooster, Efesiërs 1 vers 13 en 14, en hierdie bedeling duur dan al vir bykans 2000 jaar, en niemand weet presies wanneer dit sal eindig nie, maar ons weet die geleentheid wanneer dit gaan gebeur. Ons weet wel dat dit sal eindig met die wegraping waar alle weergebore kinders van die Here op die aarde saam met Christus weggevoer word, hom tegemoet in die lig en so altyd by die Here wees. Die koninkryk van God, 'n geestelike koninkryk in die hemel. Na die wegraping sal die oordeele van God 7 jaar lank duur, waar God hom weer tot die Joodse nasie gaan wend, om hulle gereed te maak vir die koms van die Messias en die koninkryk van die hemele, of die koninkryk van God, maar 'n aardse belofte. En dan sluit die gedeelte af by die laaste dispensasie van die koninkryk. Ek gaan vinnig deur, want ons gaan bietjie meer detail later vir u probeer gee. Hierdie 7de bedeling word die 1000-jarige koninkryk van Christus genoem, of dan ook die 1000 jaar van vrede, waar Christus self op die troon van Dawid sal sit en in Jerusalem oor die volk Israel sal regeer. Hierdie koninkryk sal die profesie aan die Joodse nasie vervul, dat Christus sal terugkeer om vir hulle 'n fisiese koning op die aarde te wees. Die enigste mense wat toegelaat gaan word om hierdie koninkryk binne sal gaan, is diegene wat gedurende die verdrukkingstyd volhard het en nie gesterf het nie, en as regverdige oorlewendes oorgebly het, die opgestane Ou-testamentiese heiliges, wat by die opstanding van Jesus gaan opstaan, en dan ook die verdrukkingsmartelaar, hulle wat hulle lewens sterf in die verdrukking, sal God opwek om dan in die nuwe Jerusalem, in die 1000 jaar van vrede te kan ingaan. Geen ongeredde persoon sal toegelaat word in hierdie koninkryk. Satan word gedurende hierdie tyd vir 1000 jaar gebind, en dan sal die mense gedurende hierdie tyd gebore word, en die wat dan die wette gehoorsaam het en die wette nakom, die feeste nakom, sal in die vrederyk aanbly, en diegene wat sondig sal sterf en veroordeel word. God gaan geen sonde gedurende hierdie tydperk duld nie. Hierdie tydperk eindig met die finale oordeel waarvan ons lees in Openbaring hoofstuk 20 vers 11 tot en met vers 14. En dan 2 Petrus hoofstuk 3 word hierdie aarde deur vuur verbrand, en God skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, Openbaring 21 en 22, waar hy dan vir ewig en vir altyd by die mens gaan bly. Hierdie is 'n kort, bondige samevatting, en ek hoop dat die woord vir u tot seën is, dat u die onderskeid kan tref tussen hierdie dispensasies, en dat u, soos 2 Timoteus 2 vers 15, sal leer om die woord van die waarheid reg te sny. Ons kan nie wil dinge in ander dispensasies op ander dispensasies toepas nie, want ons gaan nooit die beloftes kan kry as ons iemand anderster se dispensasie beleef. Ek hoop die Here gaan sy woord in die hart seën.